So 'n striptil Monosem Wingmax. Ek is hierso in die Hopetown area vandag. Ek praat met Gerry Skols. Kyk daai planter daar agter my, né? Jy nou al dink gesien het wat gespek is in jou lewe. Daarso is hy. Okay. Hy besproeiing, daar kan julle sien. Brand 'n plant, maar kyk daar. As jy 'n land brand, dan lyk dit gewoonlik so. En dan sit jy met moeilikheid. Kom ons vind 'n bietjie uit by hom. Hoe werk hierdie planter? Hoe loop die dinge? Kom ons luister. Gerry, hoe lyk dit? Nee, so vir jou. Gee wat? Doodstil en rustig. Ek moet sê baie dankie vir die tyd, want ek weet nie te baie van dit nou nie, nee. Dis maar die tyd vir die jaar, maar die tyd vir die jaar. Monosem Wingmax, hierdie striptil konfigurasie. Verduidelik my wat jou behoefte gewees. Hoekom het jy na hierdie besigheid toe gegaan? So die probleem wat ons sekere tyd van die jaar het, nou jy sien self hy brand partykeer nie volledig nie. En as jy dan nie jou reste uit die pad uit kan kry, egalig nie, dan sit jy maar met 'n probleem. Ja, maar jy weet jou alternatief is jy moet nou amper dis weer hier indruk. Nommer 1 uit 'n tydoogpunt uit, nommer 2 jy wil nie want dan sit jy weer met waai en al daai goeters. Ja. So nee, die ideaal is so die minste grondversteuring. En jy wil maar nie jou mikrolewe ook in die onderkant versteur deur weer die grond aan te dop nie. En gaan maar oor jou vogbewaring ook. En die ouens van Monosem met hierdie double row cleaner stelsel wat hulle opgesit het, is ongelooflik. Hy hanteer die klippe goed, want ons wêreld het maar baie klip, dis maar deel daarvan. En hy doen sy werk, hoor. Hy maak oop waar hy moet oopmaak en hy kan die hammering hanteer wat ons het hier in hierdie area van ons met die baie klip. As mens nou 'n klomp van hierdie tipe planters op die mark, wat striptil en te kere gaan, of jy kan ewen gaan net met 'n aparte striptil implement as jy dan nou sou wou. Wat op die Monosem het regtig vir jou uitgestaan? Hoekom was dit die een waarop jy besluit het op die einde van die dag? Goed, eerstens sou ek sê, as jy gaan kyk na die struktuur van die planter is, jy sien hy's stewig gebou, stewige silinders, balke is stewig. En soos ek vir jou genoem het, ons het redelik klip in ons area. Ons het nie noodwendig altyd mooi rooi diep grond nie. So ons moet maar deur die klip kan werk met hom en hierdie planter kan dit hanteer. En weet veral as jy met 'n ding sit met vlerke, wat is hierdie 16 ry? 16 ja. Nee, 1676. Yep. So ek meen veral as jy met so 'n wye planter sit, ek meen daai ding vat ongelooflik, as jy nou 'n klip slaat hierso, hy vat ongelooflik hammering hier op die struktuur. Ja, dis heeltemal reg. So ek het voorheen aan dit 16 gehad, maar ek het maar redelik probleme opgetel met die klip. Jy weet, Ja. het maar meer gestaan as wat jy Dis geloop het. jy weet toe gaan jy dus besluit jy okay, die volgende planter sal gebou wees soos 'n tank. Hy moet yster op hom. Maar hy het 'n gewig, maar ek neem hy kan nie punishment kan hy vat hoor. Veel te van. En sê vir my kunsmis en daai tipe van goeders, wat sit julle alles in voor die tyd? Dit is maar die korrel kunsmis. Sy kapasiteit agter is so 5 ton, so jy kan hom 'n redelike paar hektare plant voor jy hoef vol te maak en dan is dit nou maar die invoer of mikro-applikasie wat ons in die plant voorneersit. Dis nou hierdie goed. Ja, so dit het hulle ook deel van die installasie gemaak. En dan En hy hardloop nou hier af, het ek net verseker maak hom op die put neer. en hy hardloop hom mooi op die put neer. En sê vir my wat die kunsmisplasing self aanbetref, hy hardloop aan deur hierdie double coater stelsel Dis reg. wat hy hom daar neersit. Hoe ver sit jy hom van die put af neer? Jy sit omtrent so 50 na kant toe en dan omtrent so 50 onder die put neer. En as jy dan kyk hoeveel kilogram sit jy op hierdie stadium neer met plant? 350. So dit haal heeltemal daai noem dit 'n strooibewerking of daai tipe van goeders heeltemal uit. Jy kan hom net one shot met die planter Ja, jy kan seker nog meer gaan, maar dis vir die behoefte aanvanklik is dit vir my voldoende. So ek kom met 'n strooibewerking agterna in 'n geval om nou 'n bietjie van jou bemesting deur die spulpunte te spaar, jy weet. So Ja. dit doen ek in 'n geval na hom. Maar die volume is goed genoeg vir my vir wegtrek. Nou, party ons het nou al gesê, okay, right, luister hierso maar ja, die hele trek aksie en die feit dat hy eintlik 'n hark aksie het, kry hulle voel nie en dis nou eens wat ons nog nie goed gesien werk het nie. Dat hy met genoeg materiaal uit die pad uit gaan vat vir die karretjie nie. Maar wat is jou ervaring? Kyk, jy moet onthou die voorste row cleaner kan jy sy tension stel Ja, en sy hoogte natuurlik. Nee, so jy kan hom minder of meer aggressief stel so jy wou. Tweede een is meer rigid
Maar tussen die twee maak hom skoon genoeg. Ek weet, vir my behoefte is dit heeltemal voldoende. Ek het nie meer nodig as dit om hom skoon te maak. Veral nie in hierdie geval wat 'n ou brand en plant nie. Ek het 'n stukkie geplant in die kafok en hy het vir my daar al redelik skoon gemaak. Voldoende. En die groot ding is hy kan klip hanteer waar hy jou ander prinsip Ja, die planter breek. want ek wil nou net vir jou sê ook, want ek sien jy het nie 'n tand op nie en ek reken die tand uit die klip is. Jy gaan nie tande hier by ons opsit nie. En net gou as ons kyk met die, want ek weet jy het nog vorige planters ook gehad, die pot besigheid, né? En ek vra dit maar vir almal oor die algemeen, ja, die presisie van hom, maar wat ek by party ouens wat vir my sê is wat hulle regtig hou van die ding is sy durability, die feit dat hy stainless steel plaat en het al daai goeders, ek weet nie wat se rol het dit vir jou gespeel in die planter eers nie. Nee, sy simulasie is goed genoeg en as jy wat jy vat, hy's kettingdryf, hy's nie Ja. elektroniese dryf nie. So hy's ook nie veel wat kan breek nie. En as karretjie staan dan maak jy ketting reg, sou dit gebeur wel. En jy kan maar gaan kyk na sy plasing, is redelik presies. Ek het elektroniese dryfplanters ook al gehad en jy gaan nie vir my die verskil tussen die twee uit. En hierdie een is dan wat, hydrauliek of kontakdryf? Ja, hydraulies. So jy die hydrauliese dryf op hom. Laaste ding net gevinnig, hierdie toetrapmeganisme van hom, wat die wielietjies wat jy opgesit het, is daar 'n spesifieke rede hoekom jy hierdie konfigurasie gekies het? Ek weet hulle het mos nou 5 of ek weet nie hoeveel ook al. Quite frankly, seker enige vorm of aard wat jy soek, hoekom het jy hom gevat? Want dis wat hulle aanbeveel het en ek moet jou sê, my vorige het op 'n hele ander prinsip gewerk. Ek het meer die tyre band tipe een gehad. Hy trap hom vir my meer egalig en meer ek meen hy's meer vlaf. Ek dink jou pit kom baie beter deur hom. Hy trap hom ferm, maar nie vas nie. So selfs al gaan jy 'n nat grond en gaan jy nie 'n kompaksie in hom in kry nie. So dis wat hulle voorgestel het en ek moet sê ek is gelukkig met dit. Toever. Dink jy dis die moeite werd, want as jy gaan kyk na hierdie tipe van planters, nee, jou belegging wat jy moet maak om dit te doen, is dit die moeite werd om hierdie rigting te gaan en boonbehalwe net uit 'n standoogpunt uit en daai goeders, hoekom? Want op die einde van die dag, jy plant jou oes. Nee, dis wat jy doen, jy plant jou oes. So jy kan eerder, as jy wil spaar op jou trekkers, spaar op enigiets anders, maar wat die planter dan betref moet hy reg wees, want as jy nou nie reg begin nie, kan jy nie reg eindig nie. Dis ongelukkig een van die goed wat jy nie kan oordoen as jy dit verkeerd gedoen het is. So dis maar my filosofie rondom En veral as die tyd druk soos wat hy nou druk, nee. Verseker, ja. Verseker. Ek het ook die eerste keer met jou praat te sê, nee wat, jy gaan nog tot middel Desember hier lang daai tyd plant. En toe ek vanoggend met jou praat te sê jy beter kom want jy mag klaar, Ja, nee. ja. So ek neem aan dit het vinniger gegaan as wat tot jy gedink het. Nee, heeltemal. Kyk, ek breuke het ek nie veel gehad nie. Dis so 'n nuwe planter, so daar's nog nie slytasie op enige van die goed nie, maar ja, ek het my verwagting is oortref met die hoeveelheid hektare per dag. En ek hou nie baie van in die aand plant nie, so ons het vroeg begin en dan tot die son sak. En jy kan jou 70-80 hektaar doen 'n dag met hom. Sonder om te jag, sonder om spoed op hom te sit, want ons kan nie, ons het klip, so jy ry nou maar jou Klip spoed in hom. en kyk, as jy besproeiing, wat gaan julle 90.000 toe of seker iets in daai Ja, koers? ek plant nou popcorn, so ons is so hier by 75.000 ja. En ek wil nou net by jou hoor, hoe gelukkig is jy dat jy gaan Kersfees hou hierdie jaar? Baie. Right, dit is Gerry hierso van Hopetown se area. Ons sien daar is die stem besig om te gaan. Luister hierso, as jy lus is om Kersfees te hou oor Desember, kry vir jou 'n bloue. Dis hier van Farm Space af tot volgende keer. Groete.